In Handelinge 20 vers 28 kry ons vir Paulus waar hy besig is om met die Joodse leiers te gesels. En in hierdie vers gee hy 'n baie duidelike opdrag, 'n verduideliking van die verantwoordelikheid van mense wat in 'n posisie kom om ander te lei. Hy sê, pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg, wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Julle het 'n verantwoordelikheid. Daar is eintlik 'n oorgedrade verantwoordelikheid van die seun wat hierdie mense gered het deur sy dood. Nou kom die verantwoordelikheid om hierdie mense verder te lei na die leiers toe, na die disippels van die Here toe. 'n Verantwoordelikheid, ek wil dit eintlik 'n heilige verantwoordelikheid noem. 'n Heilige opdrag. Want die Here het die mense gered. Die Here wil hê dat dit met hulle moet goed gaan, soos 'n herder wat skape oppas. Dit beteken nie dat die herder, die pastor van 'n gemeente, noodwendig iemand moet wees wat aanbid word en wat die laaste sê het en 'n verskriklike belangrike persoon in die oë van mense moet wees nie. Die belangrike ding is, hy of sy moet in die oë van die Here belangrik wees, belangrike dinge reg doen. En ek dink, om dit te kan doen, is nie 'n eenman taak nie. Dit is 'n voorreg om in so 'n posisie te kan wees, maar dit is 'n groter voorreg as daar manne en vroue om so 'n persoon kom staan, so 'n persoon kom ondersteun, of soos ons sê, om hulle arms omhoog te hou, sodat hierdie taak suksesvol uitgevoer kan word. En daarom is hierdie heilige opdrag nie net van toepassing op een man in 'n gemeente nie, maar ek wil sê, die hele gemeente dra saam die verantwoordelikheid vir versorging van mense. Somstyds het mense self nood om versorg te word, en dan weer kan hulle ander versorg. Maar hierdie versorging, hierdie heilige opdrag, het die sleutel wat lei tot groot sukses in die gemeenskap. Kom ons wees almal deel daarvan. Kom ons geniet dit om deel van hierdie heilige opdrag te wees. Loop mooi.